Dankie Rudy en Melanie. Kom ons sit net so en ons maak ons harte stil voor die Here. Sonder U kan ons niks doen, die Here, letterlik niks nie. Daarom vra ons dat U, o Heilige Gees, deur ons sal waai vanmôre. En wanneer ons deur U woord werk vanmôre, Here, bid ons dat U in ons harte sal inbou dit wat U daar wil hê. Dit wat U vir ons vanmôre in ons harte wil sê. Daardie indrukke, inprentings wat U moet doen vanmôre op die tafels van ons harte, Here. Kom doen dit, ons stel ons gees en ons hart en ons siele oop vir die werking van die Heilige Gees. Dankie dat ons vanmôre die voorreg het om na U woord te kan luister. En ons vra, Here, dat U dit nou sal seën in Jesus se naam. Amen. Vriende, verlede Sondag het ons oorsigtelik gekyk na hoofstukke 40 tot 66 van Jesaja. Ons het net 'n breë oorsig gedoen dat ons net verstaan wat behels die tweede gedeelte van Jesaja waarmee ons nou gaan begin. En vandag begin ons dan nou met hoofstuk 40, die tweede gedeelte van Jesaja wat dan ook die Nuwe Testament verteenwoordig. Ek gaan vanmôre heelwat aanhalings gebruik, want die manne met die wat die dikboeke skrywe, hulle kan dinge partykeer beter sê as wat ek het kan sê. So dit mag dalk 'n bietjie van 'n lang boodskap wees, maar ons moet begin op die regte manier. Hoofstuk 40 is 'n baie belangrike hoofstuk in Jesaja. En hierdie hoofstuk open met hierdie woorde. Julle kan soontoe blaai, Jesaja hoofstuk 40. Dit open met hierdie woorde in vers 1. Troos, troos my volk, sê julle God. Nou die volk was verskriklik verlig dat die Assiriërs Jerusalem nie sou inneem nie, want almal het die verskrikking van die Assiriërs geken. Maar nou het Jesaja geprofeteer dat 'n nog groter vyand uiteindelik hulle sou oorneem en wegvoer. Nie in die onmiddellike toekoms nie, maar iewers in die toekoms. En die volk het die verhouding tussen God en Jesaja baie goed geken. Wanneer Jesaja namens God gepraat het, het almal geweet, hierdie man is nie 'n valse profeet nie. As Jesaja sê iets gaan gebeur, dan gaan dit gebeur. Soos ek reeds dikwels gesê het, en almal van julle nou by hierdie tyd weet, is Jesaja opgedeel in hierdie twee verskillende dele, 1 tot 39 en 40 tot 66. Maar julle sal ook onthou dat hoofstuk 1 tot 39 is ook weer in twee gedeeltes gedeel. Hoofstuk 1 tot 35 is alles profeties van aard, en die tema in daardie eerste 35 hoofstukke is veroordeling. Dan is daar die kort stukkie geskiedenis vanaf hoofstuk 36 tot 39, en die tema in daardie kort stukkie is konfiskering. Ons weet dat Jesaja vir koning Hizkia gesê het, die Babyloniërs gaan alles van julle wegvat. En dan kom hoofstukke 40 tot 27 en die tema is vertroosting. Nou, is dit vir my so 'n mooi opsomming van die hele verhaal van God met die mens. Hy het ons geskape, ons het gesondig, hy straf ons en tereg so, maar met God eindig dit nie daar nie. Soos wat hy Jesaja se laaste gedeelte eindig met vertroosting, so sal God die sondeverhaal van die mens hier op aarde ook eindig met troos en vertroosting. As jy die heel laaste boek in die Bybel lees, Openbaring, en jy lees die tweede laaste hoofstuk, so dis heel aan die einde, dan lees ons in hoofstuk 21 vers 4, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. So dit eindig presies op dieselfde manier as waarop Jesaja eindig, vertroosting. Is die woord van die Here nie absoluut ongelooflik, dat dit wat in Jesaja gebeur, en dit wat in die Nuwe Testament gebeur, soos twee template saam hardloop nie. In vers 2 van Jesaja 40, lees ons dan nou die volgende woorde. Ons gaan so stuk deur die hoofstuk werk.
spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. Haar stryd is verby, haar skuld is betaal, sy ontvang dubbel vir al haar sondes. Wat staan hier? Waarvan praat Jesaja? Nou vriende, Israel as 'n volk is nog nie presies by hierdie punt nie. Hulle was inteendeel nog nooit hier nie. Hulle veg nog al die pad. Hulle skuld is nog nie vergewe nie, want hulle het die Here Jesus nog nie erken as Messias nie. Hulle ken nog nie die seën van skuldvergifnis soos wat ons dit onder die nuwe verbond ken nie. Maar daar sal 'n dag kom, na die groot verdrukking, wanneer hierdie woorde presies waar sal wees vir hulle. Hulle stryd sal verby wees, en hulle skuld sal vergewe wees, en hulle sal dubbel van die Here ontvang vir hulle sondes. Vir ons in die Nuwe Testament is die stryd reeds verby. Ons Heiland het oorwin, ons sonde is vergewe. Maar wat beteken hierdie term, hulle sal dubbel van die Here ontvang? Nou vriende, die maklikste manier om dit te illustreer, is as jy 'n A4 bladsy vat, en jy vou hom presies in die helfte, dan kry jy 2 A5 bladsytjies, en die een is absoluut dieselfde grootte as die ander een. Nou stel jouself voor, dat hierdie gedeelte van die bladsy sou pikswart wees met ink, wat die sonde van jou lewe en my lewe en elke mens op aarde se lewe is, ook Israel sin, dan sê die Here, ek gee vir hulle dubbel vir hulle sonde. Met ander woorde, ek maak dit vir hulle toe. En die prys vir sonde, en dis wat hierdie dubbel beteken, die prys vir sonde is presies die mate van die sonde. Nie te min nie, nie te veel nie, presies dit wat nodig is. God sê, ek sal hulle sonde presies vir hulle wegneem. Dis wat hierdie term beteken. En eendag sal dit vir hulle ook die waarheid wees, wanneer hulle hom erken vir wie hulle deurboor het, die oomblik wanneer hulle hom aangryp as verlosser en hulle sondeskuld volkome afgehandel sal wees. Maar voordat dit kan gebeur of kon gebeur, moes ons Heiland eers na die aarde toe kom. En skielik is daar 'n stem wat roep, en wat roep hier die stem? Vers 3 en vers 4 van hierdie hoofstuk sê, 'n stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word, en die bult moet 'n gelykte en die rotsagtige plekke 'n laagte word. Guzik skryf hiervan, hy sê, Jesus was die komende Messias en koning, en Johannes die doper se bediening sou wees, een wat roep in die woestyn, en deur sy boodskap van bekering sou hy die weg voorberei vir die Here. En dan sê hy, ons besef dikwels nie hoe belangrik is hierdie voorbereidingswerk voordat die Here inkom nie. Enige groot werk van God, sê hy, begin met groot voorbereiding. En Johannes het hierdie bediening wonderbaarlik vervul. Ons besef nie hoe belangrik is voorbereiding in die harte van mense nie. Daar moet voorbereiding plaasvind voordat die bediening van ons Heiland op aarde sou begin. En daar moet voorbereiding gedoen word in die hart van die mens voordat ons gereed kan wees om die Heiland te ontvang. In ons denominasie noem ons hierdie voorbereidingswerk voorafgaande genade, prevenient grace. Dit beteken dat God begin in die hart van die sondaar werk, jare en maande en lang tye voordat die sondaar by die punt kom waar hulle onder oortuiging van sonde by wedergeboorte kan uitkom. En as God nie vooraf met ons harte werk nie, sal ek en jy nooit by hom uitkom nie. Ons is so gebroke en boos deur sonde, so gebroke dat geen een van ons enigsins 'n behoefte na God sal hê as hy ons harte nie voorberei nie. Geen een van ons sal onder sonde oortuiging kom sonder die Heilige Gees en as hy nie in ons harte daardie voorbereidingswerk doen nie. Ons lees in Johannes 16 dat ons Heiland sê, dit is vir julle voordelig, vers 7 en 8, dat ek weggaan.
Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Hy moet daar die werk in die hart van die mens kom doen. Hy moet daar die voorbereiding voor die werk van God kom doen. Nou vriende, die moderne predikers, wat dikwels erg verdwaal is in hulle teologie, leer dat die mens eintlik in homself goed is, dat die mens in sy kern goed is. En dit is nie die evangelie nie. Dit is New Age. Daar is volgens die skrif niks goeds in die mens nie. Jy sê maar, dit kan nie wees nie. Kyk na my kind en kyk na my kleinkinders, daar moet toch iets goeds wees. Ek sê altyd, onthou dat as daar die babietjie gebore word, hulle is so wonderlike klein bondeltjie, almal wil hulle net dooddruk, maar dit is 'n klein sondaar en 'n klein sondares wat jy in jou hande vashou vir die toekoms. Die skrif sê, daar is niemand wat God soek nie, want ons is deurtrek van sonde en ongeregtigheid. Paulus sê dit so duidelik in Romeine 3, vers 10 tot 12, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, daar is niemand verstandig nie, daar is niemand wat God soek nie, hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Jesaja 53 vers 6 sê, ons is almal het gedwaal so skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Die mens hou nie daarvan om dit te hoor nie, maar ons almal moet by God uitkom, ons almal moet wedergebore word, ons almal moet deur God gehelp word, sodat die sonde in ons harte gebreek kan word, en daarvoor is daar voorbereiding nodig, werk wat net God kan doen. En vriende, dit is so gevaarlik om nie te luister na hierdie voorbereidingswerk van God die Heilige Gees in ons lewens nie. Baie mense het al die stem van God gehoor, die voorbereidingswerk van God in hulle harte beleef en ervaar, en dit geïgnoreer, en dit weggeskuif, en dit weggeleef in hulle sonde, en in hulle selfsug, en later het daar die stem stil geword, en uiteindelik weggeraak. Ons het vir jare daar die lied in die kerk gesing, weet jy wat het sal kos, as God jou nie verlos. Al het jy eer en rykdom behaal, jy het nou al miskien reeds te ver weggedwaal, o bereken wat het hierna sal baat. Voorbereiding is belangrik, en moet nie geïgnoreer word nie, ons moet gehoorsaam daarop reageer. Daarom wil ek vir ons jong mense sê wat in hierdie diens is, as jy vind dat God besig is in jou hart, as jy vind dat God deur sy gees besig is om jou te trek na hom toe, en besig is om met jou te deel oor sonde en geregtigheid en oordeel, moet jy nie jou hart verhard nie, jy moet luister na die voorbereidingswerk van God, en gehoorsaam jou lewe voor hom neerlê, want God is besig met jou, en dit is 'n genadige seisoen in jou lewe, wanneer God besig is met jou. En dan volg vers 5 van Jesaja 40. En Jesaja 40 vers 5 sê, en die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Here het dit gespreek. Guzik skryf, sy heerlikheid word geopenbaar aan die voorbereide harte, wat in die vorige verse beskryf is, en dit word geopenbaar sonder in agneming van nasionaliteit. Ons weet dat God is met alle nasies, alle volke, alle stamme, alle tale besig, en die heerlikheid van die Here sal aan almal openbaar word. En dan is daar weer in vers 6 'n stem wat roep. En Jesaja vra nadat die stem roep, hy sê, wat moet ek roep? En dan antwoord die stem hierdie ontnugterende woorde van vers 6 tot 8. Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor en die blom verwelk, as die asem van die Here daarin blaas, voorwaar die volk is gras. Die gras verdor en die blom verwelk, maar die woord van onze God hou stand tot in ewigheid. Die opskrif van hierdie paar verse in die King James Bible is, The word of God stands forever.
Guzik skryf hiervan, hy sê die boodskap hier is die broosheid van die mens. Jesaja dink aan die pragtige groen gras en die heuwels van Juda, wat bedek is met gras na die winterreën, en hy dink aan hoe vinnig hierdie gras vrek, en hoe vinnig die heuwels bruin en onvrugbaar gelaat word. Dit is hoe broos en hoe swak die mens is. Selfs die skoonheid van die mens is vlugtig en gaan so vinnig verby soos lente veldblomme. En die mens, sê hy, is in hierdie toestand deur die wil van God. Dit is tot eer van God en sy plan dat die mens so broos is en dat die heerlikheid van die mens so vlugtig is. En in teenstelling met die broosheid en die vlietende aard van die heerlikheid van die mens, bly die woord van God staan. Hy haal vir Josh McDowell aan wat sê, die woord van God is geskryf op materiaal wat vergaan, wat honderde jare lang gekopieer en hergekopieer moes word voor die uitvinding van die drukpers, en steeds het die styl, die korrektheid en die bestaan daarvan nie verander nie. In 303 na Christus het die Romeinse keiser Diocletianus geëis dat elke eksemplaar van die skrifte in die Romeinse Ryk verbrand moet word. Hy het misluk. 25 jaar later het die Romeinse keiser Constantijn 50 eksemplare van die Bybel op staatskoste voorberei. Voltaire, die Franse skeptikus en ongelowige, wat in 1778 gesterf het, het gesê dat die Christendom 100 jaar na sy dood tot niets sou wees en die Bybel 'n vergete boek. Baie jare na Voltaire se dood, het die Geneefse Bybelsgenootskap sy eie pers en sy huis gebruik om stapels Bybels te druk. Josh McDowell haal vir Hastings aan, en Hastings het geskryf, ongelowiges poog al vir 1800 jaar lang om hierdie boek te weerlê en onver te werp, en tog staan dit vandag so vas soos 'n rots. Die sirkulasie daarvan neem toe, en dit word vandag nog meer geliefd en gekoester en gelees as ooit van tevore. Ongelowiges met hulle aanslag op die woord van God maak omtrent net soveel indruk op hierdie boek as 'n man met 'n hamer op die piramides van Egipte sou maak. Toe die Franse monarg 'n vervolging van die Christene in sy heerskappy voorgestel het, het 'n ou staatsman en kryger vir hom gesê, meneer, die kerk van God is 'n aanbeeld wat al baie hamers versluit het. Die hamers van die ongelowiges kap al vir eeue na die woord van God, maar hierdie hamers is verslete en die aanbeeld van God se woord bly staan. As hierdie boek nie die woord van God was nie, sou mense dit lankal vernietig het. Die boodskap is duidelik, die mens is niks, God se woord is ewig. In die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk word die swakheid van die mens dan gestel teenoor die ewigheid van God en sy woord. Vanaf vers 9 word die grootsheid van God, hy het nou gedeel met God se woord en die mens se broosheid. Nou kom hy vanaf vers 9 en hy kom hou die grootsheid van God voor aan alle mense. In teenstelling met die broosheid van die mens staan die grootheid van God. En vriende, hierdie is een van die belangrikste gebeurtenis wat in die lewe van elke mens moet gebeur. Elke een van ons moet op 'n stadium in ons lewe besef hoe klein en swak en broos en nietig ons is en hoe groot is die lewende God wat alles gemaak het. As ons nie by daai punt uitkom waar ons besef hoe klein ons is en hoe groot is hy nie, is daar geen hoop op redding en verlossing nie. Ons moet sien hoe broos ons is en hoe rotsvas hy is. Ons moet sien hoe dwaas ons is en hoe wys hy is. God moet ons help om die werklike skriftuurlike perspektief te kry, want jy sien, ons het 'n probleem in die moderne Weste. Ons leef langer as ooit van tevore. Ons het meer geld as ooit van tevore. Ons het meer beheer oor dinge as ooit van tevore. En dit lei tot 'n ongesonde hoogmoed in mense se harte. Weet jy wat sien ek? Ek sien dat in die moderne Weste aanbid mense letterlik hulle self. Die meeste mense in ons moderne Weste is hulle eie God.
Ons besluit self wat is reg en verkeerd. Nie waar nie? Ons besluit self wat ons glo en nie glo nie. Ons glo dat ons goed genoeg is om in God se heerlike hemel in te gaan, as ons nog glo in 'n hemel en 'n hel. Die gevolg is 'n samelewing wat leef asof God nie bestaan nie en daarom nie saak maak nie. Kortom, mense in die moderne Weste het God nie meer nodig nie. Ons het ons eie gode geword. En Jesaja het dit in sy dag ook gesien. Daarom kom hy vanaf vers 9 en hy kom stamp die leser en die mens met die een feit na die ander van God sy karakter en sy grootheid en sy heerlikheid. Dit begin in vers 9 wanneer hy die volgende woorde sê: O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg, o Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Hier is julle God, sê Jesaja, kyk na hom, kyk na God. En vriende, daar is net een God in die heelal en hy is nie 'n mens nie. Daar is net een God in die heelal en hy is nie 'n houtbeeld nie. Daar is net een God in die heelal en hy is nie 'n goue kalf nie. Daar is net een God in die heelal en hy is nie 'n mag of 'n krag of 'n universal power nie. Daar is net een God in die heelal en hy is nie 'n bankrekening nie. Hier is julle God, sê Jesaja. Kyk na hom. En dan begin hy, en hy lys 7 attribute van God, en hy sê vir die volk, ek het nou vir julle gesê, God se woord is ewig, en julle is soos gras. Kom ons kyk na God. God is groot en God is ewig. En hy noem 7 attribute van God. Vers 10 is die eerste een. Hy sê, kyk, hy is 'n sterk heerser, wat wil beloon. Vers 10, kyk die Here sal kom as 'n sterke en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. Die mens is swak en geneig tot siekte. Die mens is broos en moet sterf. Die mens is sondig en onheilig. Maar God is sterk en hy heers in krag, sê Jesaja. God is verder vrygewig en hy wil beloon, want God is nie arm of bankrot nie. God is nie in die moeilikheid nie. En as hy weer kom, kom hy om te heers en om te beloon. Hy kom om sy werk te inspekteer. Die eienaar van die wingerd, die verhaal in die Nuwe Testament, kom om sy wingerd te inspekteer en sy beloning is by hom, maar hy kom om te heers. Kyk, hier is jou God. Hy kom om te heers en hy's 'n beloner van die wat hom soek. Dis die eerste ding wat Jesaja vir die volk en vir ons sê. Die tweede ding wat hy vir hulle sê is, kyk, hy is ook 'n liefdevolle herder, vers 11. Hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arms vergader en aan sy bors dra. Die lammeroë sal hy saggies lei. Weereens die beeld van die mens se hulpeloosheid, gestel teenoor die krag van God, die ewige krag van God. Wat 'n weerlose en 'n swak dier is die skaap nie. Spurgeon skryf die volgende, hy sê, geen skepsel het minder krag om vir hulle self te sorg as die skape nie. Selfs die piepklein mier kan in sy versientheid voorsiening maak vir die swaar dag, maar hierdie arme skepsels moet deur die mens versorg word of anders vergaan hulle. En so moet God die mens dra en hy moet ons versorg en hy moet ons red van ons sonde en hy doen dit met liefde. Spurgeon skryf, om te dra is om te gee, maar om aan die boesem te dra is liefde. Hy sê die skouers is vir krag en die rug is vir vors, maar die boesem is die setel
van die liefde. En Jesaja sê, kyk na julle God. Hy's 'n herder wat liefdevol omgee. Hy dra julle teen sy bors. Spurgeon skryf verder, hy sê, ek sien die Here van die engele neerbuig vir persoonlike arbeid. Hy maak ons self met sy arms bymekaar en dra die lammers van sy kudde teen sy boesem. Hy dra nie die werk aan 'n engel oor nie, hy laat dit nie eens oor aan sy dienaars nie, maar hy self deur sy gees onderneem dit. Guzik skryf verder, hy sê, die herder dra 'n stok en 'n staf en hy weet hoe om dit te gebruik, maar hy weet ook hoe om die lammertjies saggies te lei. Hy weet presies wanneer om sag te wees en wanneer strenger leiding gebruik moet word. Hy gee dan aan die Here Jesus die volgende 3 titels: die goeie herder, Johannes 10 vers 11 tot 15, die groot herder, Hebreërs 13 vers 20, en die opperherder, 1 Petrus 5 vers 4. Jesaja sê vir die volk, kyk, hier is julle God. Hy's 'n liefdevolle herder. Dan sê hy in die 3de plek, hy sê, kyk, hier is julle God. Hy is God oor die hele skepping. Vers 12, wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet, en van die hemele met 'n span die maat geneem, en in 'n drieling die stof van die aarde opgevang, en die berge geweeg met 'n weegtoestel, en die heuwels met 'n weegskaal. Guzik skryf, nog 'n aspek van God wat julle moet aanskou, is sy gesag oor die hele skepping. Hy sê, ons God is so groot, hy heers oor die hele skepping. Hy meet die waters in die holte van sy hand en die hemel met 'n span. En dit gaan nie net oor sy grootte nie. Hy is so groot in wysheid en in intelligensie, dat hy die stof van die aarde kan bereken. God weet presies hoeveel stofkorrels is op die aarde. Hy sê, selfs al sou ons kon weet hoeveel hare is op ons koppe, sal ons nie eers die stof in ons eie huise kan tel nie. God weet hoeveel stofkorrels is op hierdie hele aarde. En hy weet hoe swaar is die berge en die heuwels. Ek het al dikwels, wanneer ek by reusagtige berge en bergformasies verbyry, vir myself gevra, ek wonder hoeveel miljoen ton se rots lê hier. God weet presies hoeveel lê daar. Kyk, hier is jou God. Hy's God oor die hele skepping, sê Jesaja. In die 4de plek sê hy, kyk, hier is hy is die God van alle wysheid, vers 13 en 14. Wie het die gees van die Here bestuur, en as sy raadsman hom onderrig, met wie het hy raad gehou, dat die hom verstand sou gee, en hom sou leer aangaande die pad van die reg, en hom kennis sou leer, en hom bekend maak die weg van volle insig. Guzik skryf verder, hy sê, nog 'n aspek van God om te aanskou, is sy groot wysheid. Hy het die rou intelligensie om te weet hoeveel stof daar in die aarde is, en hoe swaar die berge en die heuwels is, maar meer as dit, God het die wysheid om daardie kennis te gebruik. God is so wys, dat niemand die gees van die Here sou kon onderrig nie. Niemand kan ooit sy raadgewer wees nie. Kyk, hier is jou God, sê hy. Hy is die God van alle wysheid. In die 5de plek sê hy, kyk, hier is jou God. Hy is groter as al die nasies, vers 15 tot 17. Kyk, die nasies is soos 'n druppel aan die emmer, en soos 'n stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, hy hef die eilande op soos 'n stoffie. En die Libanon is nie genoeg as brandhout, en sy wild is nie genoeg as 'n brandoffer nie. Al die nasies is voor hom soos niks, en as niks en as nietigheid word hulle by hom gereken. Weer skryf Guzik, hy sê die heerlikheid van 'n magtige nasie
is iets om te aanskou. 'n Mens dink aan 'n groot militêre parade met al die krag van 'n nasie wat tentoongestel word, maar in vergelyking met God is dit niks. Die grootste heerlikheid van die grootste nasie is soos 'n druppel in die emmer in vergelyking met die grootheid en die heerlikheid van die Here. Die Libanon is nie genoeg om te verbrand en ook nie sy diere genoeg vir 'n brandoffer nie. As 'n mens al die hout in die magtige woude van die Libanon sou neem en dit gebruik as 'n brandoffer van al die diere, sou dit nie genoeg wees om die heiligheid van God te versadig nie, want die mens se beste pogings kan die eer en die glorie van God nie bevredig nie. Kyk, hier is jou God. Hy's groter as al die nasies. In die 6de plek, vers 18 en 20, sê hy, kyk, hier is jou God, hy's groter as al die afgode. By wie wil julle God dan vergelyk? Of watter gelykenis naas hom stel? Die ambagsman giet 'n beeld, die goudsmid trek dit met goud en smelt silwerkettings, trek dit oor met goud en smelt silwerkettings. Wie te arm is vir so 'n offergawe, kies 'n stuk hout wat nie vergaan nie, en hy soek vir hom 'n kunsvaardige ambagsman om 'n beeld op te rig wat nie wankel nie. Guzik skryf, die leë beelde wat die afgode van die nasies is so onbeduidend dat hulle gemaak moet word sodat hulle nie omval nie. Hulle kan nie eers op hulle eie opstaan nie, want God het geen mededingers nie. Ek sien 'n tyd terug op Facebook, lyk vir my so iewers in die ooste, daar was lyk my verskriklike monsoenreëns en so die plek het oorstroom, en dan sien jy hoe hardloop hierdie persoon met sy afgod onder sy arm in die straat af. Hy moet die afgod uit die moeilikheid uit help, die afgod kan hom nie help nie. Wat 'n belagtelike, wat 'n absolute belaglike proses om 'n afgod te aanbid. Bultema skryf, hy sê, kyk na die sorg wat jy 'n afgod moet gee. Eerstens moet jy goeie hout kies, want wie wil 'n verrottende God aanbid? Dan moet jy 'n bekwame werker kies, want wie wil 'n swak gemaakte God aanbid? Dan moet dit goed ontwerp wees, want wie wil 'n God aanbid wat bly omval? Jesaja sê, kyk, hier is jou God. Hy's groter as al die afgode. Dan sê hy in die 7de plek, kyk, hier is jou God. Sy grootheid is vir almal duidelik sigbaar, want hy het alles gemaak en hy heers oor alles. Vers 21 tot 26, weet julle nie, hoor julle nie, is dit julle nie van die begin af bekend gemaak nie, het julle nie op die fondamente van die aarde gelet nie. Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos springkane. Hy span die hemel uit soos 'n dun doek, en sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Hy maak die vorste tot niet, die heersers van die aarde verander hy in nietigheid. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars wortel hulle stam in die grond, of hy blaas op hulle, sodat hulle verdor, en die storm voer hulle weg soos 'n stoppel. By wie sal julle my dan vergelyk, dat ek net so kan wees, sê die Heilige. Slaan julle oë op in die hoogte en kyk, wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leerskare uittrek volgens getal, en hier praat hy van die sterre. Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte, en omdat hy sterk van vermoë is, daar word nie een gemis nie. Guzik skryf, Jesaja kan nie glo dat enige iemand kan twyfel aan die grootsheid van God wanneer hulle die heerlikheid van die skepping sien nie. Eerstens sit God bo sy skepping. Tweedens, hy het alles geskep. Sy heerskappy oor die hele skepping word getoon deur die feit dat hy die sterre volgens hulle getal kan uitbring en hulle op die naam roep. Die sterrekundiges begin nou praat nie net van biljoene sterre nie, maar van biljoene sterrestelsels. God weet presies hoeveel sterre is daar, en hy ken elkeen op die naam. Nie die name wat ons vir hulle gegee het, Alpha en Beta Centauri en Betelgeuse en hierdie nie. God
het vir elke ster 'n naam. Meyer skryf, dag verander in nag, en soos die skemer verdiep kom die sterre in hulle magdom uit, en vir die poëtiese oog van die kyker verskyn hulle soos 'n groot kudde wat die herder volg, wat elkeen op sy naam roep. Nie een val uit sy plek of ontbreek nie. Sal God soveel vir die sterre doen en niks vir die mens nie? Sal hy nie vir elke mens ook 'n naam hê nie? Sal hy nie elkeen bewaak en lei nie? As hy die magtige ligbolle in hulle rondes onderhou, sal hy die arme siel wat aan sy voete kleef in die steek laat? Is dit nie mooi nie? Kyk, hier is jou God. Hy is oneindig groot en hy gee vir jou om. En dan, vriende, kom ons by die toepassing van die kennis van God se grootheid van vers 27 en 28. Nou moet ons begin om te vertrou in hierdie groot koning. Hy het nou vir ons gewys, die woord van God is ewig, die mens is gras. God is groot en wonderbaarlik en hy heers oor alles. Nou moet ons hom begin vertrou, sê Jesaja. Ons moet nou hierdie kennis begin toepas. Vers 27 en 28, waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by my God verby. Weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg en mat nie, en daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Jy kan maar op hom vertrou. Ons moet daar die krag nou in ontvangs neem. Vers 29 tot 31 sê, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jongmanne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met die vleuels soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Wat beteken dit vir my en vir jou in die Nuwe Testament? Boesiek skryf en ek is amper klaar. Hy sê, let op die volgorde van vers 31, want dit lyk vreemd. Eerstens vaar ons op met vleuels soos arende, dan hardloop ons, wat 'n laer posisie is, en dan stap ons. Hy sê, lyk die volgorde nie verkeerd nie? Verskoning, en dan antwoord hy, nee, glad nie. Eerstens moet ons erken, sê hy, dat ons opstyg na hemelse plekke in Christus, volgens Efesiërs 2 vers 6. Dan word ons op koers gesit om die wedloop te hardloop, volgens Hebreërs 12 vers 1. Eers dan is ons in 'n goeie posisie om die geestelike weg te bewandel, volgens Kolossense 2 vers 6. Ons moet eers ons posisie in Christus inneem, deur hom op die regte pad geplaas word, en dan kan ons rustig begin wandel. Hoofstuk 40 stel vir ons die korrekte perspektiewe op vir die volgende 26 hoofstukke wat oorbly. Dit stel vir ons die korrekte perspektiewe op vir die kerkdispensasie waarin ons nou is, wat in Jesaja se dag nog net op pad was. Dit stel vir ons die korrekte perspektiewe op, ook vir die einde van die kerkbedeling, die einde van hierdie era. Dit gee aan ons die korrekte perspektief van die mens. Die mens is gras. Die mens is soos 'n blom van die veld. Dit gee vir ons die korrekte perspektief van die nasies en alles wat met die nasies gebeur. Hulle woel, Psalm 2. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Hulle is soos 'n stoffie aan die weegskaal. Beteken vir God niks. Pla hom nie dit nie, verloor nie 'n minuut se slaap nie. Spreekwoordelik gesê, ons weet God slaap nie.
Dit gee aan ons die korrekte perspektief van wie God is en die ewigheid van sy woord en van wie werklik in beheer is. Hoofstuk 40 sê vir ons, ek en jy is nie God nie, ons is gras. Die nasies is niks. God is alles en sy woord is vir ewig. Dit begin by God en dit eindig by God. En wie dit verwerp, verwerp die lewe self. En wie dit verwerp, sal ook nie die res van Jesaja se 26 hoofstukke verstaan of wil verstaan nie. Mag die Heilige Gees in ons harte kom werk, om te buig voor hierdie ewige God, sodat hy deur sy Gees homself in ons kan openbaar. Wanneer ons vanmôre vir mekaar sê, kyk, hier is jou God. Kyk hoe groot is hy. Kyk hoe niks is jy. Buig. Moenie jou hardnekkig hou nie. Buig. Want hy wil soos 'n goeie herder jou saggies lei. Buig. Kom ons bid saam. Here, ons is gras, ons herken dit vanmôre, soos die veldblomme. Ek bly dink aan daai paar kosmosies wat ek gisteraan vir ander gepluk het op pad huis toe en hoe hulle koppies gehang het toe ek by die huis kom 20 minute later. In 20 minute het hulle begin verwelk. En dis hoe ons is, Here. Ons is die een oomblik nog in ons volle pragt en glorie en die volgende oomblik begin ons verwelk. Ons is so broos. Here, ek bid vandag vir elkeen van ons, om nie te dink dat ons is sterk en in beheer, of ons is ons eie God nie. Miskien is daar iemand wat luister na hierdie boodskap later, en jy's op die troon van jou lewe, jy sit soos 'n koning op die troon van jou lewe, en jy's groot meneer, of belangrike mevrou, en ek kan net vir jou vanmôre bid, want jy gaan verwelk, jy gaan verdor soos gras. Kom erken die oomblik wanneer jy na hierdie boodskap luister, Here, ek is niks, U is alles. Laat U ewige woord in my hart inkom, berei my hart voor, dat ek voor U mag buig, sodat U my kan vergewe, en my kan lei soos die goeie herder wat U is. Help ons, Here, en seën elke persoon wat hier is, en elke persoon wat na hierdie boodskap gaan luister in die toekoms. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.